Die wêreld wil vir jou sê, het gaan oor jou, het gaan oor my. Maar ek wil vir jou sê, as jy wil regtig weet wat die geheim is tot ware lewe. Die geheim, dis 'n geheim. Mense weet dit, jy moet dit ontdek, het moet aan jou openbaar word. Die oomblik as jy besef, it's all about Jesus. Dan skuif iets in jou lewe. Jy begin lewe ervaar en meer lewe as wat jy ooit gedink het is moontlik. It's all about Jesus. Nou, ons lees 'n gedeelte waar Jesus gesels en hy praat met mense. En dit kom daarop uit oor, ken ons die Vader? Hy sê, julle het my nie geken nie, en daarom sê julle ook nie my Vader ken nie. As julle my Vader ken, sal julle my ken, as julle my ken, sal julle my Vader ken. Maar in hierdie gedeelte het ons begin met vreeslike, kragtige woorde. En wat Jesus hier sê, was so kragtig, dat die oomblik toe sy hoorders van daardie tyd dit hoor, toe is dit soos 'n ontploffing wat afgaan, die lug uit hulle longe uitsuig en hulle ore laat uit. En dit wat hulle daar gehoor het, was vir hulle soos 'n aardbewing. Ek wil selfs voorstel, dat die woorde wat Jesus in hierdie skrifgedeelte gesê het, is so groot en het so impak, dat dit die woorde is wat op die ouend hom laat kruisig het. Dis waarom hulle hom wou doodmaak. Hierdie woorde wat Jesus gebruik het, die groot woorde, is hierdie eenvoudige woorde. Ek is die lig van die wêreld. Ongelooflike woorde. Om die impak hiervan te verstaan, moet ons regtig gaan induik en ons moet 'n bietjie gaan kyk, wat beteken hierdie woorde? Die woorde is baie kragtig, is van die kragtigste statements wat 'n mens kan maak, en wanneer ek en jy daai woorde gebruik, wil ek vir jou voorstel, dat ons almal luister noukeurig die oomblik as iemand hierdie woorde gebruik, en wanneer jy dit gebruik, is daar iets wat gebeur. Hoor nou, die oomblik wanneer ek vir julle sê, ek is, dan luister almal. Waarom? Want ek gaan die volgende uitstelling maak. Ek is 'n pa. Ek is 'n bouer. Ek is 'n skoonheidsterapeut. Hierdie woorde is, ek is 'n regter. Ek is 'n miljonair. Ek is 'n alkoholist. Ek is 'n ma. Hierdie woorde, die oomblik as jy sê, ek is, stop almal wat hulle doen, hulle luister. En hoekom luister hulle? Hulle wil luister, wat is jy? Want waarom wil mense weet wat jy is? Weet jy hoekom wil mense weet wat jy is? Hulle wil weet hoe belangrik is jy vir hulle. Hulle wil weet hoeveel respek moet hulle vir jou gee. Ek is 'n biljoenêr. Ek gaan vir jou baie respek gee. Ek gaan jou hanteer soos iemand baie kosbaar. Ek is 'n alkoholist. Jy's 'n bietjie op die agtervoet. Ek sê jou ken, ek sê jou erken. So die oomblik wanneer ek en jy begin met ek is, wil mense luister, want hulle wil weet, hoe belangrik gaan jy vir my wees? Ek wil weet wat dit beteken as jy sê ek is. En dan identifiseer ek en jy, nee, ek is. Jy wil geken word deur wat jy doen. Dit is verskriklik belangrik dat ons vir mense sê wat ek doen, want dit moet op een of ander manier vir my belangrik maak. En dan gaan ons in 'n era aan, waar ons sê, waar ons nie meer iets doen nie, nee. Dan gaan ons, wie is jy? Nee, weet jy wie was ek? Kom ek vertel jy wie ek was. Ek was die hoof mynbestuurder op 'n myn gewees. Ja, ek kom ek vertel jou van, ons het 2000 dae gehad sonder 'n ongeluk in die myn. Ek was hoof van die veiligheid. Hoekom sê jy vir ons wat jy was? Want jy wil hê ons moet vir jou die respek gee wat jy toe gehad het. Jy dink nie dit wat jy nou is, gaan baie respek hê nie. Of, het jy al vir kinders gehoor? Hoe oud is jy? As jy dit van my land vra, dan sê hy nie vir jou hoe oud hy nou is nie. Wat sê hy vir jou? Hoe oud hy word. Hoe oud hy word. Ja. En dan hou ons daarvan om te sê wat ons eendag sal wees. Ons is dit nie nou nie, maar moenie vir my die respek gee van my posisie nou nie. Geef vir my die respek van wat ek eendag gaan wees. Ek is 'n besondere woord en dit is baie kragtig en ek moet vir jou sê, wanneer ek dit gebruik, is dit altyd problematies in my eie lewe. Want die oomblik wanneer mense vra wat is jy en ek begin ek is, dan luister hulle. En die oomblik as hulle hoor predikant, nee, dan verander alles wat tot nou toe gebeur het. Hulle wonder oor wat hulle vir jou gesê
in die verlede, hulle wonder wat hulle opgetree voor hulle dit uitgevind het. Ek het hierdie pragtige ding wat my gebeur het. Ek is op 'n seilboot, ek het net jonk niet geleer om te seil, ons seil uit by Nysna uit die lagoon uit, en ons gaan hier op pad na verby Searchfield, want ons wil gaan kyk na 'n wrak, 'n boot wat uitgespoel het. Ek weet jy onthou nie, 'n paar jaar terug was daar hierdie tanker wat uitgespoel het, so eentjie af van die kus, en hy het graan gehad, en sy graan het uitgemors, en ons het hierdie verskriklike ding gaan aanskou. So toe die hele yacht klap, klim almal in, hulle deel jou in bote, en ek land saam met 2 manne op 'n boot met die naam Zap, en ons ry en ons is hier op die boot, en die man wat bestuur, is nie die eienaar van die boot nie, maar is 'n pragtige mens. Ek is nog steeds baie lief vir hom, en hy begin, en hy klink net soos jy dink 'n matroos moet klink, 'n sailor. Okay. Hy klink net soos 'n matroos moet klink, en hy staan en hy praat, hy vertel een grap na die ander grap, en die een vloek hy meer as die ander ene, en ek weet, mens, hulle het nog nie gevra wat ek doen, hulle gaan dan nou vra, dan gaan hierdie 2 mense in die water wil spring, hulle gaan in die water spring, en ons seil so af, en ek onthou, hy staan so op 'n kol, en hy weet niks, hy weet nie wat hy stop so, en hy gee een vloekwoord, moenie vir my sê, jy's 'n predikant nie. Ek sê vir hom, ek is 'n predikant. En hy sê, soek jy bier, ek sê asseblief. Dit sê nou eers, wat is soort predikant is hier? Waar gaan ons hierdie ding nou doen? En ek en hy raak regtig goeie vriende, ons het verskriklik lekker gekuier. Maar mense wil weet, wie is jy? Die oomblik as jy sê, ek is. Jesus het hierdie woorde gebruik. Wat het Jesus bedoel die oomblik as hy sê, ek is? Jesus het nie probeer adverteer wie hy is nie. Nee. Hy maak 'n ongelooflike openbaring. As hy sê ek is, dan maak hy so groot openbaring, dat vir ons wat dit hoor, luister nou mooi, vir jou en my wat dit hoor, maar ook vir die groep vir wie hy dit gesê het daai dag, die oomblik as jy hoor ek is, dan kan jy nie meer normaal voortgaan nie. Of jy gaan vir Jesus haat vir die res van jou lewe, of jy gaan vir hom besonders lief wees, jou lewe neerlê, en jy sal hom volg vir die res van jou lewe. Maar een ding wat jy nie kan doen met die oomblik wanneer Jesus sê ek is nie, is jy kan nie meer neutraal sit nie. Jy kan nie neutraal sit nie. Want as hy sê wat hy sê, en hy is nie dit nie, dan is hy 'n imposter, 'n leienaar, hy's 'n kulkunstenaar, en ons mag nie vir hom liefde haber in ons harte. En dan beteken dit hy die wêreld kom kil. So as jy nie glo wat hy sê as hy sê ek is nie, dan moet jy hom haat. Ek wil nou vir jou sê, jy moet hom haat. As jy dit nie kan glo nie, dan moet jy hom haat. Maar as wat hy sê dalk waar is, dan sit soos ons nou gesing het, Natasha. It's all about you, Jesus. It is all about you. So wat sê Jesus die oomblik as hy sê ek is? Om te verstaan wat hier in die gang is, moet ons natuurlik na die begin toe begin. Julle weet dis hoe ek werk. Nou gaan ons eers weer heel na die begin toe, want alles begin waar alles begin het. So in die begin skep God hierdie wonderlike wêreld. En wat was sy droom? Om 'n wêreld te skep waar mense kan maak wat soos hy is. Sê kom ons maak mense na ons beeld. Hoekom is daar's baie diere? Daar's baie insekte, daar's baie visse, daar's hierdie natuurlewe, maar hulle is nie soos God nie. Hy sê, kom ons maak iemand soos ons, gelyk aan ons beeld. Hoekom wil God dit doen? Want hy wil iemand hê met wie hy kan relate. Hy wil iemand hê met wie hy kan koneksie hê. Hy wil in verhouding staan, hy wil in vriendskap staan. En God skep Adam en Eva, ons ken die storie. Maar een van die mooiste beelde van hierdie skepingsverhaal is, direk na die skepping gaan lees, sê die Bybel, hulle het in verhouding geleef. God het gereeld na hulle toe gekom, en hulle het gewandel in die aandwynkie, en hulle het gesels. En hulle het God gesien soos wat hy is. Hy het nie nodig gesê om te sê wie hy is nie, want jy kon hom sien wie hy is. En God het homself openbaar, sonder om homself te versteek. Hulle het geweet wie's God. God wil geken word. En toe kom die sondeval. En die sondeval het 'n verskriklike ding gebring. In 'n baie kort tydjie het die mense vergeet wie God is.
Hulle weet nie meer wie hy is nie. En 'n paar mense het God uit sy kant uit en sy liefde vir die mensdom het hy homself geopenbaar, maar net gedeeltelik, net 'n snapshot van wie hy is aan Abraham, Isak en Jakob. En daar was effens 'n koneksie, maar dit was beperk. Dit was baie limited. Dit was baie dof en nog onduidelik. En toe vir 'n lang ruk is God meestal onbekend. Israel is in Egipte, hulle werk as slawe. En God dink die tyd het aangebreek. Ek wil geken word. Ek wil die mense moet weet wie ek is. Ek wil hulle moet weet waarom ek hulle geskaap het en wat 'n verhouding ek met hulle wil staan. So God kom en hy stel homself voor weer aan die mensdom. En ons weet hoe hy dit gedoen. Ons ken Moses. Moses se storie in Egipte, hoe hy weghardloop. Hy eindig daar aan die agterkant van die Sinaï en daar na by die berg Sinaï, dit is nou in vandag se Arabië, na in daai woestyn loop hy en hy pas 'n eilpaar skapies en bokkies op vir sy skoonpa. En in die brandende bos kom Moses nader. En hy beleef dat God is in hierdie bos. God sê, trek uit jou skoene. En hy sê, Moses, ek wil hê jy moet die Israeliete gaan haal, want ek wil myself voorstel en ek wil weer met hulle 'n pad stap. Ek wil hê hulle moet die mondstuk wees. Hoekom wil God hê hulle moet die mondstuk wees? Sodat hulle vir die wêreld kan sê wie is ek. Sodat hulle vir die wêreld kan sê wie is ek. En hy sê, Moses, nou moet jy hulle gaan haal uit Egipte uit, hulle moet jou volg. Hy sê, Here, ek lees vir julle Eksodus 3, vers 13. En Moses het egter teëgestribbel. As ek by die volk van Israel kom en vir hulle sê, die God van julle voorouers, nou stop jy daar, moet nie verder lees nie. Vir Israel het hulle gepraat van die God van ons voorouers. Wie en hoekom sê hulle dit? Dink 'n bietjie. As jy hulle God meen nie. Hulle ken hom nie. My voorvader, ons voorsate, het 'n verhouding gehad met God en dit was iets ongeloofliks en ons weet dit was iets supernatural, iets beautiful, iets deep. Maar ons ken nie meer daai God nie, dis die God van ons voorvaders. Wanneer laas het jy vir iemand gesê, jy aanbid die God van jou voorvaders? Nee, is maar Jesus. Ons is 'n ander verhouding. Dis 'n ander verhouding. Dis 'n ander verhouding. Abraham, Isak en Jakob het nie gepraat van die God van hulle voorvaders nie, hulle gepraat van God. Hulle was in verhouding met hom. So hier sit Israel, as hulle na hulle God moet verwys, dan praat hulle van 'n God wat geken was generations gelede. Kan julle sien die predicament waarin ons sit? So, Moses sê, as ek kom by die volk van Israel, kom en vir hulle sê, die God van julle voorouers het my na julle toe gestuur, sal hulle my nie glo nie. Hulle sal vir my vra, en wie is hy nou eintlik? Wat moet ek dan vir hulle sê? Is dit nie verskriklik hartseer? Die skepper kom skep 'n wêreld. Hy gee geboorte aan kinders en mense in hierdie wêreld en sy enigste droom en visie is om aan hierdie kinders met hulle verhouding te hê. En die kinders leef op 'n plek waar hulle sê, wie is jy? Ons ken jou nie. Ons ken jou nie. Jy is dit nie verskriklik hartseer nie. Dit is nie verskriklik hartseer, 'n God wat net wil lief hê en die mense wat wil lief het sê, ek ken jou nie. Ek meen, is moeilik vir ons om dit in te dink, nee, ons sukkel, maar ek wil hê julle moet in hierdie situasie inklim. Al wat ek kan dink is, imagine my 2 kinders is van my vervreemd. En ek is lief vir hulle met 'n passie. Ek sal my lewe gee vir hulle. Maar hulle ken my nie, hulle weet nie hoe ek oor hulle voel nie. En daar's iets wat my weghou, daar's iets tussen ons, dat ek nie myself aan hulle openbaar nie. Kan jy imagine hoe hartseer moet dit wees? Ongelooflik. Okay, en hier kom hy, en hy sê vir Moses hierdie woorde, luister die woorde wat hy vir hom sê. En God het hom geantwoord. Hy vra vir die Here, wie is ek? God het hom geantwoord. Ek is soos wat ek is. Sê maar vir hulle, ek is. Ek is, het my na julle toe gestuur. So wat? Ekskuus, kom weer. So goed kom sê. Hy sê, Moses vra, wie is hy?
Ek is. Ongelooflik vreemd. Maar jy ontmoet 'n vriend. Yes, wat is jou naam? Ek is. Kom weer? Nee, ek is. Jy is wat? Jy is dronk, man. Jy is die mekaar. Jy is agter die tyd. Jy is stadig. God sê ek is. En dis dieselfde woorde wat Jesus uitspreek in die begin van ons gedeelte, waar Jesus gesê het, ek is die lig van die wêreld. Daai selfde uitspraak is dieselfde Hebreëse woord wat hulle gebruik. So hierdie Hebreëse woord ek is aye, asher aye. Ek is wie ek is. Aye, asher aye. Wat beteken dit? Dit beteken die volgende, teologies beteken dit so verskriklik, dit is iets verskrikliks. Dit beteken, ek is wat ek is nie iets anders nie. Nou net om dit te sê, ek is wat ek is, beteken. Ek en jy probeer vir mense sê wie ons is. En dan gebruik ons ander bekende goeters, dat hulle kan weet wie ons is. Ek is 'n bouer, jy weet mense, jy vergelyk dit met iets wat jy ken. As jy probeer verduidelik wat iets is, probeer jy dit verduidelik met iets anderste wat baie naby aan dit is. God kom stel homself voor, hy sê, daar's niks soos ek nie. Ek kan nie vir jou sê, ek is dit nie, want ek is meer as dit. Ek kan nie vir jou sê, ek is dit nie, want ek is groter as dit. Ek kan nie vir jou sê, ek is soos daai nie, want daai ding wat jy my mee vergelyk het, uit my uit ontstaan, ek is meer as dit. God kan nie vir jou net sê, dis wat ek is nie, want hy's oneindig groter en meer as dit wat jy dink jy wil hom mee vergelyk. Dan sê hy, ek sal wees wat ek sal wees. Ek is die een wat bestaan. Ek sal wees wat ek sal wees. So die Hebreëse woord hier so maak twee goeters, hy gebruik twee tenses, twee tydsfaktore in hierdie naam. Hy sê, ek was wat ek nog steeds is, en ek is nog steeds wat ek nog sal wees. En dit is 'n verskriklike moeilike konsep vir ons. In hierdie woorde sê God, ek is self onderhoudend in myself. Ek is selfbestand, ek gee aan myself bestand. Met ander woorde, alles in hierdie wêreld wat bestaan, vandag, alles wat bestaan, het iets nodig om te bestaan. 'n Boom het grond nodig, 'n vis het water nodig, 'n mens het lig nodig. As ons net kyk, sterre het swaartekrag nodig, maar God bestaan eenvoudig uit homself, hy het niks nodig om aan hom bestaan te gee nie. Niks. Hy het geen begin nie, hy is die skepper en hy bestaan uit homself uit, hy is van niks afhanklik nie, hy is die enigste wese wat bestaan uit homself uit, en alle ander wesens bestaan, hang van hom af. Vind hulle bestaan in hom. So daarom kan hy nie net sê, ek is dit nie. As jy God wil beskryf, weet jy hoe, letterlik as jy sê, God is goed, is hy nie soveel meer as goed nie. Hy is goed, maar hy is soveel, jy doen hom eintlik kort deur te sê, hy is goed. As jy sê, God is heilig, is hy nie meer as dit nie. Is hy nie meer as dit nie. As jy sê, God is 'n healer, ja, hy is 'n healer, maar hoeveel meer is dit as hy? Daarom kon hulle in die Ou Testament toe nie een woord kry om God te beskryf nie, en daar is 'n reeks van woorde wat probeer uiting gee aan hierdie ek is. Ek is beteken nie, hoor nou mooi wat dit nie beteken nie. Dit beteken nie ek was nie. Beteken nie ek was iemand wat lief was vir mense nie, ek is nog. En dit beteken ook nie iemand sal iets wees nie. God leef bo tyd, bo ruimte en hy is ewig. Psalm 90 vers 2, van ewig tot ewig is U. Jesaja 43, ek is hy. Malagi 3 vers 6, ek is die Here en ek het nie verander nie. God verander nooit. God is nie besig om wyser te word nie. God is nie besig om meer heilig te word nie. God is nie besig om goed te word nie. God is nie besig om meer liefdevoller te word nie. Hy is volmaak 100%. En hy bestaan en leef uit homself en in homself. God is volkome en hierdie naam wat Israel vir hom gee, beteken ek het niks nodig en niemand nodig om te bestaan nie. Nou kan ons iets verstaan.
Nou verstaan ons, toe Jesus sê, ek is. Nou gaan nou verder die gedeelte, ons het nou net vir ons die begin gelees, maar gaan nou vir verder die gedeelte is, hoe goed is die woorde? As Jesus sê, ek is, dan shatter mense se wêreld. Of hulle beweeg in haat in, of hulle beweeg in liefde in. Maar jy kan nie op die draad sit nie. Jy kan nie in die middel sit nie. Kom ek lees gou vir julle wat verder gebeur in hierdie selfde gedeelte. So hulle vra vir hom, nou vir hom, wie is jy? As jy sê ek is die lig. Wie is jy? Jy getuig van jouself. Hy sê nee, as julle my pa ken, dan sê julle my ken. Maar julle ken nie my pa nie, daarom ken julle nie my nie. Nou gaan hy nou sê hy. Verder by 'n ander geleentheid het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig van die mensdom. Dan gebruik hy daai selfde woorde, die Hebreëse woorde. Yahé, Asher, Yahé, ek is. Wie my aanhou volg, sal nooit in die duisternis leef nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Daarom het ek vir julle gesê dat julle sal sterf in julle sonde, want as julle nie glo nie, dat ek is, hoor wat sê hy, as julle nie glo, dat ek is wat ek is nie. Hoor dit, as julle nie glo dat ek is wat ek is nie. As julle dit nie glo nie, sal julle in julle sondes doodgaan. Hulle vra hom, wie is jy dan nou eintlik? Jesus antwoord hulle, wat het ek vir julle gesê van die heel begin af? Jesus het daarop vir hulle gesê, eers as julle my, die seun van die mens, verhoog, sal julle begryp dat ek is wat ek is. Kom stop net daar. Nou gebruik Jesus nie meer die ek is lig nie. Nou gebruik hy die stelling waarmee God homself verduidelik. Hy gebruik die naam van God. Yahé, Asher, Yahé. Ek is wat ek is. En as julle nie glo ek is wat ek is nie, sal julle in julle sonde sterf. Jy sal in julle sonde sterf. Ek is wat ek is. Ek is wat ek is. Jesus kom sê vir hulle, wat sê vir hulle? Ek is die een wat in die begin was. Ek is die een wat toe Moses voor my kom staan het, gesê, trek uit jou skoene. Here, wie is u? Ek het my voorgestel aan Moses. Ek was die een met Abraham, Isak en Jakob gepraat het. Nou verstaan nie wie hy is nie. Maar wat Jesus vir hulle sê, ek is God. Ek is die skepper van hemel en aarde. Lewe het voort uit my uitgevloei. En hoor hierdie gesprek wat hy met hulle het. Jesus sê vir hulle, Jesus het geantwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks werd nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, oor wie julle sê, hy is ons God. Maar julle ken hom nie. So wat sê hy vir hulle? Hulle is godsdienstig. Hulle is die kerkmense, hulle is die kerkleiers, hulle is die priesterhoofde, die fariseërs, die skrifgeleerdes. Hy sê vir hulle, julle ken nie hierdie God, wie julle dink is julle God nie. Hy sê, julle ken hom nie. As ek sê, ek ken hom nie, sal ek net soos julle 'n leienaar wees. Maar ek ken hom en ek gehoorsaam sy woorde. Abraham, julle voorvader het my hoor sy sê, Abraham, julle voorvader, het met uitbundige blydskap uitgesien na my dag. En hy het dit gesien en was verheug. Toe gebeur daar iets. Die Jode het toe onder mekaar gereageer. Jy is nog nie eers 50 jaar oud nie. En jy het Abraham gesien. Jesus sê vir hulle, ek verseker julle, nog voordat Abraham bestaan het, was ek al, ek is. Hy sê, al voor Abraham bestaan het, was ek wat ek is. En toe die Jode dit hoor gaan lees, wou hulle hom doodmaak, maar hulle was bang wat die mense gaan doen. Hulle wou hom doodmaak, want Jesus openbaar vir ons iets. En hier is die groot ding, en hier sluit ek mee af, want is die begin van 'n reeks, God kom stel homself voor. Is die begin van 'n reeks, wat ons doen, God stel homself voor, kom ontmoet hom. Jesus kom sê vir hulle, wil julle weet wie die Vader is, want ek kan sien julle ken hom nie. Kyk na my. Ek sê
sal julle wys wie die Vader is. Ek sal net wys wie die Vader is. Jy kyk baie mooi na my, dan sal julle hom ontmoet. Julle sal in my die God, die skepper van hemel en aarde ontmoet. En hulle was rasend, hulle was kwaad, hulle wou hom kruisig. Nou waarom is dit so belangrik dat ons God ken? Kan ek vir julle iets deel, met julle iets deel? God het 'n behoefte gehad. Nou moet ons baie mooi verstaan. Die oomblik as ek sê God het 'n behoefte gehad, sê Jakob het nou gesê ek is beteken God het geen behoeftes, hy het niks wat maak dat hy kan bestaan nie. Hy bestaan uit homself uit. So hoe kan hy 'n behoefte hê? Nee, dis hoe God se behoeftes werk. Die Bybel wys ons baie van God se behoeftes. God se behoeftes is nie wat hy nodig het om te leef nie. God se behoeftes is behoeftes wat hy kies om te wil hê. En een van die behoeftes wat hy kies om te wil hê, is die volgende. Julle reg hiervoor. God wil geken word. God wil geken word. God wil hê jy moet hom ken. Hoekom moet ons God ken? Hulle vra vir Jesus, wat is die grootste wet in die wet? Wat is die grootste wet in die wet? Wat is die belangrikste wet? En wat sê Jesus? Wees lief vir die Here jou God met jou hele hart, jou hele siel en met alles wat in jou is. Okay, so is dit die grootste wet? Hier sit ek vir wil wys. Hoekom wil God geken word? Want die oomblik as jy vir God ken, vir wie hy is, sal jy hom lief hê. Ek en jy kan nie lief hê wat ons nie ken nie. Hoor mooi wat ek sê, ons kan nie lief hê wat ons nie ken nie. Ons kan nie lief hê wat ons nie ken nie. Ons is bang vir dit wat ons nie ken nie. Ons is versigtig vir dit wat ons nie ken nie. Ons respekteer uit vrees uit goeders wat ons nie ken nie. Ons hou dit op 'n afstand goed wat ons nie ken nie. Maar as daar intimiteit kom, as daar kennis kom van iets, dan kan ons dit of haat of ons kan dit ken. En hier's wat God weet. As jy die ek is leer ken. As jy die ek is leer ken, sal jy gevul word met liefde en lewe vir God. Ons sit hier vandag, en hier's mense wat hier sit en sê, Jakob, maar ek weet nie of ek al persoonlik so 'n warm liefde vir God ervaar het nie. Ek weet nie of ek al regtig God so lief gehad het nie. Ek weet ek moet hom lief hê en ek wil hom lief hê, maar as ek eerlik is, dan voel dit nie vir my soos liefde nie. Dit voel nie vir my ek kan hom lief hê nie. Dit is 'n baie normale ding. Die meeste van Christene wat vandag in kerke sit, hoor baie mooi wat ek sê, die meeste Christene wat vandag in kerke sit, het 'n gewronge beeld van wie hulle dink die Vader is. Hulle wil die beeld van die Vader gaan soek in die Ou Testament. Jy kan dit nooit in jou lewe doen nie. Daar praat Jesus met mense wat die Ou Testament uit hulle koppe uit memoriseer het, en hy sê, julle weet nie wie ek is nie, want julle weet nie wie die Vader is nie. As julle weet wie die Vader is, gaan julle weet wie ek is. As julle my ken, gaan julle die Vader ken. Wil julle die Vader sien? Kyk na my. Ons sing, it's all about you, Jesus. That is actually the secret to life. Ek deel met jou vandag iets hier, wat die geheimenis van lewe is. Die geheim van liefde is. Dit is baie eenvoudig. It's all about Jesus. Jy sal nooit God kan ken as jy nie Jesus dophou en fyn dophou. En Jesus sal kom en sy Vader aan jou openbaar. Die Bybel sê dit baie mooi, hy sê Jesus Christus is die sigbare beeld van 'n onsigbare God. So weet julle wie is Jesus? Is God wat hom kan self voorstel aan die mensdom. Raai wat wil God doen? Die hele wat ons begin met ons storie. Hulle het gewandel en het verhouding gehad, soos God is met die mens. Hulle was in verhouding en vriendskap. God wil dit kom herstel. En die manier hoe hy dit doen, hy stuur sy seun, Jesus Christus. Dis waaroor ons reeks gaan. So ons reeks gaan oor die volgende gaan. Vir die volgende paar weke gesels ons oor dit. Elke ek is uitspraak van Jesus. Julle sal agterkom, so in in die evangelies van Jesus, in die goeie nuus en die stories van Jesus, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, gaan ons hande vol plekke kry, waar Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Of hy sê, ek is die goeie herder. Of hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is
die begin en die einde. Ek is die alfa en die omega. Elkeen van daai statements, wat Jesus kom doen, hy kom sê, wil jy iets niets leer van my pa? Wil jy net liewer raak vir God? Kom vertel jy gou hoe is hy. Kom vertel jy gou hoe is hy. Ons gaan kyk na die ek is uitsprake van Jesus. En vir julle gaan net een ding gebeur. You're gonna fall all over in love with God. Want jy gaan hom leer ken. Jy gaan hom leer ken. En hoe gaan jy hom leer ken? Deur dit wat Jesus aan jou gaan openbaar. Liewe gemeente, ek is klaar. Ek stuur jou uit met hierdie hoop. Ek stuur jou uit met hierdie hoop. God kan geken word. En as jy daai liefde en daai warm liefde wil ervaar wat die belangrikste ding in die wêreld is, belangrikste ding in die wêreld is, ken God, jy sal vir hom lief raak. Jesus Christus, ons wêreld word geruk deur hierdie groot woorde. Mag ons besef vandag wat dit beteken. En kan ek vra dat U die Gees wat U vir ons gegee het om in ons te werk, om ons te herinner aan alles wat U ons geleer het. Kan ek U vra dat daai Heilige Gees in en deur ons sal werk, sodat ons God kan sien vir wie hy is, deur Jesus Christus. Kom openbaar die Vader aan ons. Amen. Amen. Dankie liewe gemeente, daar's lekker koffie, kry vir jou 'n koppie koffie, en dan onthou vir ons potluck, almal kom kuier. Ek wil gou noem, Michelle, die potluck gaan so werk julle, jy bring 1 of 2 porsies meer as jou gesin, want daar's altyd mense daai Sondag wat hier is, en ons nooi almal uit en sê, kom kuier en eet saam. En luister nou mooi, as jy jou beste breedie maak, jy sit hom op 'n tafel, dis nie jou nou alleen nie, jy deel hom. Ons gaan leer mooi speel met die maatjies, en ander maatjies gaan ook met jou speelgoed speel, okay? So, kom kuier saam met ons, bring 'n piknikmandjie, jou opvoustoele, tafel, kinderspeelgoed, ons kuier lekker na diens. Dankie julle, lekker dag.